heartbeat rising. You're tuned to the pet pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central. Goeiedag en welkom by The Pet Pulse. Ek is Eliana en hier op The Pet Pulse vier ons alles wat ons troeteldiere so 'n groot en spesiale deel van ons lewens maak. Ons gesels oor diere en deel eerlike inligting, praktiese raad en interessante wenke oor gesondheid en versorging. Alles wat kan help om ons diere beter te verstaan en dus gelukkig, veilig en goed versorg te hou. Ons glo dat liefde vir troeteldiere hand aan hand moet gaan met die regte kennis, want hoe beter ons hulle unieke behoeftes verstaan, hoe beter kan ons vir hulle sorg. So of jy nou 'n hond, kat, voël of enige ander troeteldierliefhebber is, bly ingeskakel. Jy luister na The Pet Pulse, waar ons 'n liefde vir alle diere deel. Vandag gaan ek so 'n bietjie gesels oor 'n kombinasie van twee klein tipes troeteldiere, hamsters en muise. Nou, hoekom spesifiek hamsters en muise? Want ek persoonlik voel dat hulle die perfekte troeteldier kan wees vir min of meer dieselfde tipe eienaar, afhangend van sy preferences en afhangend van sy behoeftes. Nou, in vergelyking met rotte as troeteldiere is daar 'n absolute dag- en nagverskil as dit kom by muise en by hamsters. En vir interessantheidsonthaalwe, ek het reeds op 'n vorige insetsel gesels oor troetelrotte, so as jy dit dalk gemis het en jy wil graag luister, gaan loer gerus op Stream Central se YouTube kanaal. Dit is daar geplaas en die insetsel wat handel oor rotte sal wees The Pet Pulse, episode 13. Maar terug by hamsters en muise. Hamsters is 'n algemene en amper tipiese troeteldier om aan te skaf, veral vir kinders. Hulle is klein, hulle vat nie veel spasie nie, hulle klink nie eintlik na veel moeite nie, en dit dra ongelukkig daartoe by dat hulle gereeld gesien word as disposable pets. Met ander woorde, sodra die aanvanklike opwinding verby is, of die hamster gedra homself soos 'n hamster en nie soos 'n Disney troeteldier nie, word hulle soms casually net gedamp of weggegee, want die ouetjie is nou 'n ongerief. Niemand wil hom eintlik meer hê nie, niemand stel eintlik meer belang in hom nie, en dit is nou dood eenvoudig net te veel effort en moeite om hom te versorg. Nou onthou, dit is belangrik om te besef, dat 'n troeteldiertjie wat rehome word, nie altyd 'n slegte ding is nie. Natuurlik is dit glad nie lekker om te lees, hoor jy, ek soek 'n huis vir hierdie hamster, want ek hou nie meer van hom nie. Dit is mean, dit klink vir ons, jy is so mean, hoe kan jy dit sê, hoe kan jy vir hom 'n ander huis wil gee, want jy hou nie van hom nie, maar weet jy wat, dit is baie beter om eerlik te wees en 'n nuwe huis te kry. So daai hamster wat tans unwanted is in sy huidige huis, dis baie beter dat hy eerder oorskuif na 'n huis toe, waar hy verantwoordelik versorg gaan word, en waar die mense hom actually wil hê. Dit is baie beter as wat hy bly in 'n huis waar die mense hom nie wil hê nie, en waar hy dalk nie meer die regte sorg kry nie en afgeskeep word. Nou, hamsters is cute. Hulle is fluffy en hulle het hierdie pofferige gesiggies en hierdie blink oogies. Hulle is adorable. So hulle lyk baie cute, dit tel in hulle guns. En hulle is ook interessant en hulle kan lieflike troeteldiere maak, maar mens moet bewus wees van wat 'n hamster is om die beste daarvan te maak. En voordat jy een aanskaf, moet jy bewus wees van wat 'n hamster is, om te besluit of dit die regte tipe troeteldier vir jou is. Nou, hamsters maak nie altyd die dromerige Disney speelmaats wat mense soms van hulle verwag nie. Hulle is relatief algemeen geneig om te byt, om te wys hoe hulle voel. As 'n voorbeeld, om skielik bespring te word terwyl jy vas aan die slaap is. Met ander woorde, die hamster is vas aan die slaap in sy huisie en hy word daar uitgegryp, sonder waarskuwing. So hamster gaan nogal baie bereid wees om met sy tande vir jou te vertel presies wat hy daarvan dink. Hamsters, net soos enige ander diere, het kalm en respekvolle hantering nodig. Onthou, die hamster byt nie omdat hy van plan is om jou uit die land of the living te verwyder nie. Hy byt gewoonlik omdat hy geskrik het en bang is. Hy wil homself net beskerm.
Hy's 'n prooidier, hy wil nie graag opgevreet word of doodgemaak word, né? Party hamsters het natuurlik so effens minder sprankelende persoonlikhede as ander. Party mag dalk byt omdat hulle territoriaal is, maar mens moet onthou, hy het 'n bek, hy het tande, daar is 'n moontlikheid dat hy jou iewers in sy leeftyd dalk 'n byt gaan gee. Alle hamsters is natuurlik nie presies dieselfde nie. Party hamsters gaan dalk in hulle hele lewe nooit, nie eers een enkele keer byt nie. Maar dit is belangrik om te besef dat hamsters kan byt en hulle is relatief geneig daartoe om dalk iewers vir jou 'n knypie te gee. Nou, hamsters het ook 'n reputasie vir wreedheid binne hulle eie spesies en vir kannibalisme. Maar hierdie is nie 'n geval van 'n hamster wat 'n monster is nie. Dis 'n geval van 'n hamster wat 'n hamster is. As ons so daaraan dink, 'n leeu is nie 'n monster met serial killer neigings wanneer hy 'n raaivol mannetjie vermink of selfs erger aan hom doen nie. Hy's net 'n leeu en hy doen leeu dinge, want dit is wat leeu's doen. In die geval van hamsters is dit wel nie beskerming van sy familiegroep nie, want hamsters is nie sosiale diere nie. 'n Hamster loop alleen en hy is alleen in beheer van sy gebied. So enige indringer hamster sal 'n onmiddellike teiken van aggressie wees. In 'n hok kan mens jouself net indink hoeveel erger dit is as in die natuur. As een hamster besluit die bekleierery is nie vir hom nie, wil hy wegkom. Hierdie was 'n fout gewees, ek wil nie jou gebied hê nie, hou dit asseblief, ek wil net ontsnap met my lewe. Maar hy kan nie wegkom nie, hy is vasgekeer in 'n hok. So enetjie wil dalk wegkom uit die situasie, maar hy kan nie. En die tragiese resultaat daarvan is minus een hamster. En moontlik ook 'n horror movie sien wat mense so kan traumatiseer dat hulle in hulle lewe nooit eers weer in 'n hamster wil vaskyk nie. Maar weer eens, dis net 'n hamster wat hamster dinge doen. So, ons as mense plaas hulle in 'n situasie waar hulle hamster dinge doen wat ons nie graag wil hê hulle moet doen nie, want ons wil natuurlik nie hê die ouetjies moet mekaar seermaak en of doodmaak en selfs opvreet nie. So onthou, een van die heel belangrikste dinge om te onthou as jy 'n hamster aanskaf as 'n troeteldier is die volgende. Jou hamster soek nie 'n maatjie nie. Jou hamster is nie eensaam nie. Baie keer sit ons eie emosies oor op die hamster en dink, jene tog, as ek nou geen maatjie gehad het nie, ek het nou nie my vriendin gehad nie, ek het niemand om mee te praat en mee te sit en 'n koppie koffie drink nie, sou ek so depressief gewees het. Ek beloof jou hamster voel nie so nie. Hy is doodgelukkig op sy eie, en dit maak nie saak wat die verkoper sê, wat die petshop sê nie. Dit maak ook nie saak dat hy nou al 2 maande saam met sy maatjie bly nie. Dit is not worth the risk. Iemand vertel jou miskien hulle hamsters het 'n leeftyd saam gebly en dit was fyn. Maar onthou, dit kan in 'n oogwink verander wanneer een van daai hamsters besluit hy gedra homself soos 'n hamster. En as dit gebeur, is dit te laat. Dwerghamsters word soms gesien as so iets wat aan die semi-sosiale kant, maar om hulle in hokke, in paartjies of groepe aan te hou, kan nog steeds presies dieselfde tragiese gevolge hê as daar bekleierye uitbreek. So ek sal nooit aanbeveel dat mens enige tipe hamster in 'n kolonie probeer aanhou of in paartjies probeer aanhou nie. As jy besluit 'n hamster is vir jou en jy wil graag 'n hamster aanskaf, beplan om hom alleen aan te hou. En as jy besluit jy het meer as een hamster in jou lewe nodig, maak plan daarvoor dat elke hamster heeltemal sy eie aparte habitat het. Muise weer, anders as hamsters, is baie sosiale diere. Hulle het 100% definitief buddies nodig. So vir hulle algehele welstand behoort hulle in groepe of minstens in pare aangehou te word, maar ons verkies groepe. En met 'n paar bedoel ek wel nie 'n mannetjie en 'n wyfie nie, want mens kan natuurlik nie elke nou en dan sit met 'n klomp babietjies en geen idee wat om met hulle te doen nie. Dit sal baie onverantwoordelik wees. Muise is sosiaal, maar onthou hulle is wel nog steeds territoriaal.
So hulle verwelkom nie vreemdeling muise nie. Hulle is lief vir mekaar binne in hulle gevestigde kolonie, maar 'n vreemdeling is nie 'n vriend nie. En dan mannetjies muise is ook nie vreeslik lief vir mekaar nie. Hulle kan mekaar ernstig seermaak of erger selfs binne gevestigde kolonies. So wanneer mens muise as troeteldiere aanhou, kry jy vir jou 'n groepie wyfies. Nou, muise klink minder dramaties as hamsters wanneer dit kom by bekleierery ensovoorts, dalk veral omdat ek nie 'n leeu as 'n voorbeeld gebruik het nie, maar onthou, mannetjies muise en vreemde muise wat saamgesit word, kan nog steeds presies dieselfde traumatiese, devastating nagevolge hê as wat hamsters kan hê as jy hulle saamsit. Iets wat mense verkeerd kry by beide muise en hamsters, veral by hamsters, is dat hulle nie regtig sulke cuddly diere is, nie. Dit is nie diere wat jy oor die algemeen gaan uitsoek vir aandag nie, en ook nie diere wat op jou skouer gaan sit en alles bekyk terwyl jy besig is om jou huistaakies te verrig nie. 'n Rot sal dit wel doen, en waar 'n rot sy vashou ken en dit geniet om op jou skouer rond te ry en alles uit te check, gaan 'n hamster most likely net baie hard daar afval en 'n muis gaan most likely iets interessant sien en doeteenvoudig net afspring. En dit kan natuurlik gevaarlike en moontlike dodelike situasies wees as dit gebeur. Met 'n muis of 'n hamster wil 'n mens eerder iewers veilig sit soos op 'n bed of 'n bank, sodat die ouetjie nie kan val nie. En as hy dalk sou val, weet jy daarom nog 'n kans om te keer voor hy by die punt van die bed kom, en as hy daar afval, is dit daarom nie so ver nie. Beide hierdie diere gaan meer belangstel in verken, as wat hulle werklik gaan belangstel aan jou. Rotte natuurlik verken ook, maar dit is ietsie wat jou maatjie wil wees, waar 'n hamster en 'n muis oor die algemeen het nie regtig 'n spesifieke begeerte om jou maatjie te wees nie. Maar beide muise en hamsters is wel baie interessante displaydiere. En met dit bedoel ek nie die tipiese hamsterhokke met hierdie hordes gekleurde, deurskynende pypies wat oralheen loop nie. Kyk, as jy dink jou huisgesin was geïrriteerd met mekaar om daai pyphokkies aan mekaar te sit, dan moet jy net wag en kyk wat se nagmerrie dit is om daai pype te dismantle en te was, wanneer die goed nou al 'n week lank as 'n toilet gebruik was. 'n Baie beter habitat is 'n lekker groot tank. Met dit bedoel ek nie 'n piepklein 30 cm tank, waar daar nie eintlik plek is vir enigiets nie. As jy 'n mooi display wil maak, gaan vir 'n tank van so 90 cm plus. Jy kan dit natuurlik inrig net soos wat jy verkies, maar om te gaan vir 'n natuurlike look is regtig soos 'n miniatuur National Geographic in jou kamer. Dit is verskriklik cute om te sien hoe 'n hamster of hoe 'n groepie muise al hulle verskriklike belangrike knaagdiertaakies verrig in so 'n tipe tank. Dink so daaraan, dit is lae verskillende grond en sand vir tonneltjies grou, driftwoede en stompe om op te klim en te knaag en te verken, so 'n bietjie hooi om ekstra lekker nessies te bou en in rond te grawe, en jy kan selfs bakke met klampiet daarin sit met saadjies wat besig is om te ontkiem, sodat hulle sommer self hulle ekstra snacks kan opgrawe, en so gaan die lys aan. Mens kan dit verskriklik interessant maak. Onthou altyd om aanlyn dubbel en trippel seker te maak watter tipe substrates, hout, plante ensovoorts is veilig vir jou diere voordat jy dit daarin sit. So, my uiteinde op die hamster en muis situasie is die volgende. Hulle is nie rotte nie. En jy sal sê, ja Eliana, dis relatief logies, ons het dit agtergekom. Maar wat ek bedoel, is mens moet nie 'n muis of 'n hamster aanskaf en 'n rotse persoonlikheid verwag nie. Kry 'n hamster, omdat jy 'n hamster en 'n hamster persoonlikheid soek. Of kry vir jou muise, omdat jy muise en muis persoonlikhede soek. 'n Hamster is amazing as jy van hom verwag om 'n hamster te wees. En muise, dieselfde, amazing as jy van hulle verwag om muise te wees. Hulle is wel nie dieselfde tipe cuddly companion animals as rotte nie, maar hulle is lieflike diere en soos ek sê, hulle is lieflike displaydiere. So as jy graag wil sit en kyk hoe woeker en werskaf en bou en breek 'n tiny rodent, maar jy het miskien nie baie tyd vir uit te haal nie,
Of jy het miskien nie 'n begeerte om die diertjie uit te haal en te kaddel en rond te draai en goed nie. Oorweeg vir jou 'n hamster of so 'n paar muise. En so bring dit ons by die einde van vandag se The Pet Pulse. Onthou, 'n gelukkige en gesonde troeteldier begin wel by liefde en aandag, maar ook by die regte sorg en kennis. Hoe meer ons oor ons diere leer en leer om hulle behoeftes te verstaan, hoe beter kan ons vir hulle 'n goeie en veilige lewe gee. Hier het ons 'n sagte plek vir alle diere en ons glo dat kennis en begrip die sleutel is tot beter dierewelsyn. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ek is Eliana en ek sien uit om volgende keer weer lekker saam met jou te gesels oor alles wat ons diere se lewens beter maak. Tot volgende keer en gee vandag weer eens jou troeteldier 'n ekstra drukkie van my kant af. Low. Heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central.